Ek groet almal wat aan lyn kyk vanoggend. Baie welkom ook vanoggend saam met ons. Dit is 'n voorreg om vanoggend God se naam groot te kon maak. Jy weet, toe Pastor Christo my gister laat weet het, maar voordat hy my laat weet het, kom die mense in, want ek was by skool gewees, ons het rugby gehad, ons het in Mansdorp gespeel, en elke keer kom mense vir my, vra vir my, meneer, sê vir my, hoe laat begin die eerste span te speel? Dan sê ek 1 uur, meneer of mevrou. Dan kom hulle vra vir my, meneer, hoe laat speel die onder 14 A's? Dan sê ek weet nie. Ek sê, daar was 'n program op Facebook, maar jy moet maar op die Facebookblad kyk, want ek het ongelukkig nie die program by my nie. En so kom almal vra vir my, meneer, hoe laat speel die span? Hoe laat is die training aan en goed? En jy weet, geliefdes, ek wil vir jou sê, God ken jou pad vorentoe. Hy weet wat môre gaan gebeur. Hy weet wat oor 'n uur gaan gebeur. Ek het nie geweet hoe kom almal my vra hoe laat dit begin nie. Vroeër ander Saterdag vra my nooit hoe laat dit begin nie. En die Saterdag vra almal my hoe laat dit begin. En jy weet, net daarna kry ek 'n boodskap van Pastor Christo. Hy sê vir my, ek kan ongelukkig dit nie maak vandag nie, want hy moet werk. Ja, toe sak my gemoed in my skoene en ek dog, Here, hoe nou? Nou gaan ek nie musiek hê nie, en ek moet gaan voorberei vir 'n boodskap, want gewoonlik 'n week voor die tyd, dan bid ek al vir 'n boodskap, dat die Here vir my boodskap moet gee. En nou staan ek daar, so, nou kom die mense in, nou sê ek so 'n bietjie, nou dink ek aan die boodskap, en ek dink ek moet die mense lei na die training toe, en ek moet mense lei waartoe hulle na die plek toe moet gaan nie. Nou staan ek, en jy weet, die sweet begin my af te tap, ek trek nader aan my baadjie, nou weet ek nie of ek warm of koud kry nie. En jy weet, na die wedstryd, ek het huis toe gekom, en ek het vir my rekenaar gesit, ek het hom aangesit, ek het gesê, Here, nou moet jy praat, want ek moet die mense bedien vanoggend. En wat gaan ek vir u sê vanoggend? En jy weet, die woord, skrif kom by my op, en die Here sê, gaan kyk na die natuur. Leer van die natuur. En die Here sê vir my, maar ek het klaar vir jou die boodskap gegee. Ek sê, Here, wat is my boodskap? Ek weet nie wat die boodskap is nie. Die Here sê vir my, hoeveel mense het vir jou gevra wat die tyd is? En ek sit en dink, ek sê, Here, dankie. Elke van ons het 'n horlosie. Of jy hom nou in jou arm het, en of jy op jou selfoon het. En ek het vanoggend, het ek vir my 'n horlosietjie geprint. En jy gaan sien, dat my horlosie begin by 1, en hy hardloop om, tot by 12. En die Here gee vir my 'n boodskap, oor 'n horlosie. Hoe wonderlik is God nie? Hoe wonderlik is die Here nie, dat hy vir ons 'n boodskap al lank voor die tyd gee, sonder dat ons daarvan weet. En ek wil vanoggend vir u lees uit Matteus 24, vanaf vers 32 en 42. So u wat die Bybel het, kan saam met my lees. Matteus 24, vanaf vers 32 tot 42. Jy weet, vroeër die jare het ons altyd hierdie chatpietjies gekoop. En dan lees jy al daai fyn skrif daar binne in die chatpies in. Toe kom ek agter, maar my oë begin nie meer so lekker hy fyn skrif te kan lees nie. En ek begin toe, as ek iets print, dan print ek het 26 font, lekker groot. Jy weet, dan moet ek nog steeds 'n bril aansit om daai font ook te kan sien, want ek kan dit nie meer lekker raak sien nie. So ek lees vir ons uit Matteus 24 vanaf vers 32. En die skrif sê vir ons, en leer van die vrye boom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit tyd naby is voor die deur.
Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele in die hemel nie, maar net my Vader alleen. En net so die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag aan die ark gegaan het, en dit nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom, en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Vers 40. Dan sal daar 2 op die land wees, en een word aangeneem, en die ander word verlaat. 2 vroue sal by die meel maal, die een word aangeneem, en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet die uur, watter uur julle Here kom nie. En ek titel my boodskap tyd. Jy sien, die skrif sê vir ons, nie een van ons weet wanneer die Here gaan kom nie. Ons moet gereed wees wanneer daai uur aanbreek, wanneer daai tyd aanbreek en die Here kom, moet ons gereed wees. Ek wil vir julle sê, jy kan nie daai dag wanneer die basyne blaas en die blou asiere skeer en nou wil jy rondhardloop en sê, ag Here vergewe my nie. Here vergewe my asseblief, ek het sonde in my lewe, was my nou met die bloed. Ek wil vir julle sê, dit gaan te laat wees daai dag. Jy moet nou gereed wees. Dis hoekom die Here vir ons die tyd nou gee, om reg te maak. En jy sien, dis hoekom my horlosie hier so is, en ek gaan vir jy elke lettertjie of elke syfertjie, gaan ek jy my weergawe gee. Jy sien, in alles, as jy nie jou Bybel het nie, kan jy in 'n horlosie God se woord raak sien. En daar's nog baie maniere waar jy God se woord kan in raak sien. En ek gaan my gedeelte vir jy sê, maar jy sien, my teksvers, vers 36 en 37 sê, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dag van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Die koms van die Here, die dag en die uur, weet niemand nie. Tyd. Ek wil vir julle sê, tyd is baie belangrik in die mens se lewe. Tyd beheer die mens. Ek wil jy moet mooi hoor. Tyd beheer die mens. Ons is so geneig om te kyk hoe laat dit is. Jy kan maar op die horlosies kyk. Jy weet, baie mense in die gemeentelede sit mos in die kerk. Ja, ek wonder wanneer maak die pastoor nou klaar. Hy preek nou 'n bietjie lank nou. Geloof vir my, mense sit en worry oor tyd. Ek wil vir julle sê, worry eerder dat jou lewe reg is met God as hy gaan kom. Tyd is vir elkeen baie belangrik. So belangrik dat elkeen van ons 'n horlosie dra. Of dit op jou arm is, en of dit jou selfoon is. En ek wil vir julle sê, as jy in 'n winkel stap en jy het nie 'n horlosie by jou nie, dan kyk jy altyd of daar nie 'n horlosie in 'n winkel is nie. Kyk na jou horlosie. Ek wil jy moet, as jy horlosie het, kyk na hom. Hoe laat is dit? Jy sien, baie van u gaan net nou skelm na jou horlosie kyk. Dis maar die pastoor preek weer lank. Ek wil volgende Sondag kerk toe kom en hy preek altyd so lank. Jy weet in my vorige gemeente, as hulle geweet het ek preek, dan kom hulle nie kerk toe nie. Dan is hulle bang om kerk toe te kom. Want hulle weet, ek dra nie 'n horlosie nie. Ek koppel nie godsdiens aan tyd nie. Want as God moet God werk, want die mens moet weet wat God wil hê. Ons moet weet. En ek wil vir julle sê, die Here gee 'n boodskap wat ons moet oordra, en ek wil vir julle sê, daar gaan 'n dag kom. Gaan u nie vir die Here kan sê, maar Here, ek het dit nooit geweet nie. En die Here gaan vir jou sê, maar daai dag en daai dag het die boodskap uitgegaan. Jy het nie geluister nie. Jy was meer bekommerd oor jou tyd. My skaapbout is in die oond. Ek is bang hy brand. Ek wil vir julle sê, God gaan nie toelaat dat jou skaapbout brand by die huis nie. Die Here gaan hy temperatuur so reguleer dat hy mooi bruin en sappig sal wees. Maar ek wil vir julle sê,
kom by God uit. Sien, Willie Walker was 'n gevangenis in Arizona, staatsgevangenis in Florida. Baie jare gelede het hy 'n brief geskryf waarin hy vertel het hoe belangrik sy oorlosie vir hom was. Vandag wil ek vir 'n paar dinge met u deel wat ek van 'n oorlosie ervaar. My gedagte. Sien, tyd is baie belangrik. Elkeen van ons is slawe van tyd. Hoor wat ek vir julle sê. Ons is slawe van tyd. Ons lewens word deur die oorlosie beheer. Hoe dikwels kyk u na die oorlosie om seker te maak van tyd? Het Jesus nie self gesê in Matteus 24 vers 42, waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie? Jesus kom terug. Almal praat van die tekens van die tye. Die tyd van sy koms is naby. Sien, u kyk na die oorlosie, maar het u al na God se oorlosie gekyk? Het u al gekyk wat sê die Bybel vir ons? En ek wil vanoggend, wil ek dit vir u deel. Sien, 'n oorlosie het 12 syfers, 1 tot 12. Die 12 herinner my aan die 12 stamme van Israel. Dit herinner my ook aan die 12 disippels wat Jesus uitverkies het. Maar dit herinner my ook dat die hemelse Jerusalem 12 poorte het. Openbaring 21 vers 21. Jy kan dit gaan lees. Sien, oorlosie herinner my aan wat God se woord vir my sê. So wanneer ek na oorlosie kyk en ek kyk na die syfers, dan herinner dit my aan God se woord. En ek wil vir julle sê, jy kan jou eie skrifte daarin sit, wat vir jou belangrik is. Jy sien, die 12 poorte was 12 parels. Elkeen van die poorte was uit 1 parel. En die strate van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas. Die hemel is my ewige tuiste. Geliefdes, my vraag is vanoggend, gaan u eendag deur daai 12 poorte, deur daai parel stap? Gaan u eendag op daai strate van goud stap eendag? Ek wil vir u sê, ek kan nie die vraag vir u beantwoord nie. U alleen kan daai vraag vir jouself beantwoord. Jy weet hoe jou lewe is voor God. Jy sien, is maklik om hier voor u te kom, en ek dra 'n masker, ek lyk mooi, ek is vriendelik, maar as ek hier uitstap, is ek die duiwel homself. Dan verander my gemoed, dan is ek nie dieselfde nie. Hoe is jou gemoed? Ek wil vir jy sê vanoggend, God ken jou hart. God ken jou gedagtes. Ons kan mense flous, ons kan nie God flous nie. Amen. Die syfer 1. Waar is hy? 1. Die 1 herinner my, daar's net een God. Daar's een Here. Dit vertel ons dat daar net een weg is na God toe. Johannes 14:6 sê vir ons, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Let wel, Jesus is die enigste weg. Nie die kerk nie. Die kerk waar jy behoort, kan al die regstellings verkondig. Dit kan die perfekte kerk wees vir u. Maar ek wil vir u sê, dit gaan jou nie in die hemel bring nie. Want die Bybel sê, dat Jesus is die weg en die waarheid. Ek wil vir u sê, as u nie Jesus volg nie, gaan dit jou niks baat nie. Dan gaan dit jou niks help nie. Maak nie saak aan wat se kerk is nie, maak nie saak hoe mooi jou kerk is nie, maak nie saak hoe baie geld jou kerk het nie. As jy nie Jesus het, die baat dit jou niks. Maar dit sal u niks baat as jy Jesus volg nie. Wandel u in sy weg? Volg u vir Jesus? Is die lewenswandel volgens sy wil? Doen u wat Jesus sê? U kan dit antwoord. U moet gaan sit.
en die lewe deursoek om te kyk, is jou lewe volgens dit wat Jesus van jou verwag as persoon. Syfer 2. Die 2 herinner ons dat die Here die tyd in 2 gedeel het. Dag en nag, as ons gaan kyk in Genesis. Maar die 2 herinner ons ook dat die mens ook in 2 verdeel is. Daar is 2 soorte mense op hierdie aarde. Die kinders van God en die kinders van duisternis. Is u 'n kind van die lig of is u 'n kind van duisternis? Woord mag miskien vanoggend seermaak. Ek dra dit oor soos wat die Here dit vir my gegee het. Onthou, Hebreërs 12 vers 14 sê vir ons, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. Ek sê nie so nie. God se woord sê so. Sien, jy moet heiligmaking nastrewe om eendag God te kan sien. Want as jy nie heiligmaking nastrewe nie, gaan jy nie God sien. Die Bybel sê, wees heilig, want ek is heilig. God is heilig en ons moet ook heilig wees. En ek wil vanoggend weer vir julle sê, dat God se gees moet binne in jou woon. En as God se gees in jou woon, is jy outomaties heilig. Die syfertjie 3. Die 3 herinner ons daaraan, dat God, Jesus openbaar homself as Vader, Seun en Heilige Gees. En dat Jesus vir 3 dae in die graf gelê het. En dat Jona was 3 dae in die vis. Sien, is lekker om te weet dat die oorlosie herinner my aan God se werke. Dit herinner ons ook dat Jesus die bevel gegee het dat ons gedoop moet word. Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Maar geliefdes, die doop is meer as net 'n formuleer wat gevolg moet word. Luister wat sê Paulus vir ons in Romeine 6 vers 3 tot 6. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in 'n nuwe lewe kan wandel. Jy sien, dis hoekom Jesus gesterf het. Sodat ons 'n nuwe lewe in Christus kan hê. Jy weet, Pastor Arnes het gister iemand begrawe, 'n familielid. Ons begrawe baie mense. Ek het baie mense in my tyd al begrawe. Mense wat ek glad nie ken nie. Mense wat ek nog nooit ontmoet het nie. En weet jy wat is die snaakste van alles is? Gaan luister maar na begrafnis. Hulle sal nooit op 'n begrafnis sê maar die persoon gaan hel toe nie. Almal gaan hemel toe. Maak nie saak hoe sleg jy was nie. Ek wil vir julle sê, hulle sê altyd vir die predikant en jy mag nie vir 'n persoon sê hy gaan hel toe nie. Maar ek wil vir julle sê, geliefdes, is net God se genade. Is net God se genade. En as ek 'n persoon geken het en sy leefwyse ken nie, sal ek nooit op 'n begrafnis sê die persoon is nou by Jesus nie. Ek wil vir julle sê dis God se genade waartoe jy gaan. Hy sê vir ons verder, woord sê ook vir ons, wanneer jy sterf en jy sterf van Christus, het jy die ewige lewe, maar as jy sonder Christus sterf, gaan jy na die ewige verderf toe. En ek wil vanoggend vir sê net u kan 'n keuse maak. U kan self antwoord waartoe u op pad is. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormiging aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding, aangesien ons dit weet dat die ou mens saam gekruisig is, so die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Jy weet, ek het so 'n paar sondae terug het ek vir u gesê, ons is so geneig om te sê, Here, hier is my pakkie, vergewe my. As ek wegdraai, dan gaan haal ek nog steeds my sonde. Ek wil vir jou sê, as God jou vergewe, is jy vergewe.
Moenie terugdraai na die sonde toe nie. Volg God en loop 'n mooi pad. Jy sien, u het die ou lewe begrawe. Nou wandel u in 'n nuwe lewe. En ek wil vir u sê die enigste weg is Jesus. Die syfer 4. Die 4 herinner ons dat daar 4 evangelies is. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Hierdie 4 evangelies vertel ons alles van Jesus. Alles wat hy geleer en hoe ons moet lewe. Maar die 4 evangelies vertel ons ook dat, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Sien is ware woorde. Geliefdes, die Here het u lief vanoggend. En hy het nie nou net u lief vanoggend nie, hy het u lief tot die dag wanneer hy jou kom haal. U is baie belangrik vir God. Al wat nodig is om nie verlore te gaan nie, is om in God gevestig te wees, om in God te glo en God te volg. Dis al wat die Here van ons vra. Glo in hom, volg hom. Syfer 5. Die syfer 5 herinner ons aan die tyd toe Jesus se skare mense gevoed het met 5 brode en 2 visse. Sekerlik as Jesus dit 2000 jaar gelede gedoen het, kan hy dit nog steeds vandag doen. Ek wil vir julle sê, dis hoekom ek sê, die Ou Testament is my net so waarde en kragtigvol in die tyd wat ons vandag leef. Want dit wat die Here 2000 jaar gedoen het, kan hy vandag nog steeds doen. As die Here 5000 jaar terug 5000 mense gevoed het met 2 visse en 5 brode, kan die Here dit vandag nog doen. Jy weet, ek het al gehoor dat mense bid, dat sê hulle maar, ek het nie kos om te eet nie. Die Here moet voorsien. En jy weet, dan voorsien die Here vir mense. Dan sal klop aan die deur. Dan voorsien die Here vir daai mense. Jy weet, ek het 'n student, ek het hom nie persoonlik geken nie, maar die Here, student is besig om te leer. En die stem sê vir hom, ry 10 km na daai garage in daai winkel toe en gaan koop 2 kartons melk. En hy sê, maar Here, ek het melk in my yskas. Hoekom moet ek ry om melk te gaan koop? Die Here sê, ry. Hy ry toe die 10 km, gaan koop die melk. Hy sê, wat moet ek nou met die melk doen? En nou sit hy en hy wag. Na uur vra die Here, wat moet ek met die melk doen? Die Here sê, vat dit na daai en daai adres toe. Hy gaan. En hy klop aan die deur. Hy sê, meneer, ek weet nie wat ek hier by jou maak nie, maar ek moet die melk vir jou gee. En die ou bars uit in trane. En die ou snot in trane. Hy sê, weet jy wat, ek het vir die Here gesê, as hy God is en hy leef, sal jy vir my iemand stuur met 2 kartons melk, want anders skiet ek myself. Daai ou het tot bekering gekom. Jy sien, baie keer sê die Here vir ons moet iets doen. Ons weet nie hoekom ons dit moet doen nie, maar die Here sê, doen dit. Want ons weet nooit wat die uitkomste daarvan is nie. En ek wil vir u sê, luister wat die Here vir jou sê, nie wat die mens vir jou sê nie. Volg God. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in alle ewigheid. En verder sê die Bybel vir ons in Filippense 4:19, en my God, luister mooi, my God, u God, sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Sien? Baie keer koppel die mens net 'n skrif aan iets. Nou sê maar die Here sê, die Bybel sê dat hy gaan elke behoefte voorsien. Maar die Here voorsien nie. Ek sien niks nie. So waar is die God wat julle van praat? Dan vergeet ons wat die skrif sê. Soek eers die koninkryk van God
en alles sal bygevoeg word. Jy sien, soek eers God se koninkryk. Dan kom hierdie skrif in vervulling, waar hy sê, my God sal in elke behoefte voorsien. Baie keer raak mense kwaad en hulle vervloek God, omdat God nie voorsien nie, omdat God die deure oopmaak nie. Want hulle gebruik net nie in skrif nie. Bybel sê, moenie die onderlinge byeenkomste van God nalat nie. Wat beteken dit? Moenie kerk skiep nie. Die Here sê jy moet kerk toe kom. Die Here sê jy moet jou onderlinge byeenkomste moet jy nie nalat nie. Jy moet nie wegbly nie. Ek is vanoggend lus om op te staan die 3 en ek gaan nie kerk toe vanoggend nie. Maar ek wil hê die Here moet my seën. Vrydag aand gaan ek eerder byskoop toe. Vat my kinders byskoop toe. Gaan nie my kinders jeug toe vat nie. Die Here moet my seën. Nou gebeur iets in jou lewe, maar Here, wat is nou fout? Waar gaan ek verkeerd, Here? Kyk wat sê God se woord. Die Here wil jou seën. Ek het hierdie cover het ek spesiaal vir my gekoop en ek lees dit vir julle in Engels en ek het dit vir julle gelees. Jeremia 29 vers 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Sien, God het vir jou 'n hoopvolle toekoms. Hy het vir jou 'n wonderlike toekoms. Maar nou gebeur dinge nie soos wat dit is nie. Nou blameer ons God. Keer terug na God se woord toe. Syfer 6. Die 6 herinner ons dat die Here die hemel en die aarde in 6 dae geskaap het en toe op die 7de dag gerus het. Ons is die almagtige Here geskape. Erken u die grootheid van God. Baie mense erken dit nie meer nie. Baie mense praat nie meer oor die grootheid van God nie. Ons is bang om 'n getuie te wees vir die Here. Geliefdes, broer en suster, die Here is nog steeds vandag die almagtige God. Onthou Maleagi 3 vers 6, want ek die Here het nie verander nie. En julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Onthou wat die engele vir Maria gesê het in Lukas 1 vers 37, want geen ding, luister mooi, geen ding is onmoontlik by God nie. Alle dinge is moontlik. Onthou die 6, Here is nog die almagtige. Hy kan enige probleem oplos. Die syfer 7 herinner ons van die 7 woorde van Christus op die kruis aan sy moeder. Daar is die seun. Aan Johannes, daar is jou moeder. Aan die dief, ek verseker jou, vandag is jy saam met my in die paradys. Aan sy hemelse Vader, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Aan ons, dit is volbring. Aan die soldate, ek is dors. En laastens weer aan sy Vader, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Jy sien, die kruis herinner ons dat hy vir ons gesterf het, sodat ons die vergifnis van sondes kan ontvang. Genesing vir ons liggame kan ontvang. Die ewige lewe kan beerwe. Die syfer 8. Die 8 herinner ons dat net 8 siele gered was gedurende die sonvloed. Noag, sy vrou, hulle 3 seuns en hul vrouens. Sal u gered word die dag as die Here kom? Is u gered die dag as die Here kom? Net 8 was gered in Noag se dag. Geliefdes, die vraag is nie hoeveel sal gered wees in daardie dag nie, wanneer Jesus kom nie. My vraag is jy gered? Is jy gered? Die enigste manier om dit te verseker is om die hand in die hand van die Here te plaas vandag. Nie môre nie, nie volgende Sondag nie, vandag. Die syfer 9. Waar is die 9? Het Jesus uitgeroep. Jesus het 10 melaatses gereinig, maar net een het teruggekeer om dankie te sê. Ek wil vanoggend vir u sê, geliefde broer, suster,
Hoeveel keer vra ons vir die Here vir goed? Dan gee die Here. Hoeveel keer sê ons dankie? Hoeveel keer sê ons vir die Here dankie vir wat hy vir ons doen? Wie van julle wat vanoggend hier so sit en aanlyn, het vanoggend vir die Here gesê, Here, dankie, ek het vanoggend opgestaan. Here, ek het 'n dak oor my kop. Here, ek het gisterand 'n bord kos op my tafel gehad. Here, ek het 'n voertuig om na die kerk toe te kom. Daar's mense wat kilometers en kilometers loop om net die woord van die Here te wil hoor. En jy sien, dan is ons nog steeds ondankbaar. Ek wil vir julle sê, kom ons wees dankbaar vir wat die Here vir ons gee, wat hy vir ons doen. Dankie Here, ek is gered uit genade. Sien, Jesus het 10 melaatses, het hy genees. Een het teruggedraai, om te sê, dankie Here, dat jy my genees het. Die syfertjie 10, daar was 10 maagde, wat vir die bruidegom gewag het. 5 was dwaas, en 5 was wys. Wie van u wat vanoggend hier so sit, is onder die 5 wyse maagde? Wie is onder die 5 dwaase maagde? Ek wil hê u moet gaan sit en dink daaroor. 5 het toegelaat dat hulle lampe doodgaan. Ons hemelse bruidegom gaan terugkom. En ek wil vir u sê, wanneer Jesus kom, brand jou lamp. Het jy genoeg olie, dat as die bruidegom gaan kom? Die skrif sê dat God tal om te kom, want hy wil hê almal moet gered wees. Hoeveel olie het jy in jou lamp? Of gaan jou lampie dood, wanneer Jesus kom? En dan gaan jy nie ingaan nie, aan sy deur toe. As hy deur toe is hy toe. Hy gaan nie weer oopgemaak word nie. Die syfertjie 11 veroorsaak droefheid, wat uit die 12 disippels, wat deur Jesus geroep was, om hom te volg, het een die Here verraai. Hoeveel keer verraai ons nie die Here nie? Hoeveel keer as dinge nie goed gaan in ons lewe, of dinge gaan nie soos wat ek het wil hê nie, dan verraai ek God en sê ek, maar Here, hoe kan ek jou vertrou, want dinge loop nie soos wat ek het wil hê nie? Die Here sê ons moet hom loof en prys in goeie tye en slegte tye. Hy is die God daar op die berg. Hy is ook die God in die dale, wanneer die moeilikste en die swaarste gaan met jou. Sien, sal ons sirkel ongebroken bly, die sirkel van ons familie, die sirkel van ons vriende, om te verseker dat ons sirkel ongebroken bly, moet ons vir mekaar bid. Hoeveel van u bid vir ons land? Hoeveel van ons bid vir ons regering? Hoeveel van ons het vir mekaar gebid vir die week wat verby is? Sien, die Bybel sê bid sonder ophou. Die Bybel sê bid vir mekaar. Ons moet vir mekaar kan bid. Jy sien, baie horlosies word van silwer en goud gemaak. Ek het eendag in 'n looppak in Bloemfontein in 'n winkel in, en hulle het 'n horlosie daar gehad wat 1.2 miljoen kos. Want ek vir die vrou gesê, maar hoor jy, ek wil nie vir my, ek koop eerder vir my huis as wat ek vir my horlosie koop, maar dan gaan my arm afkap om my horlosie te wil hê. Silwer, het hy gesê, herinner my aan die 30 silwerstukke wat betaal was om Jesus te verraai. Die goud, herinner my aan die strate van goud in die hemel se Jerusalem. Ek wil vanoggend vir u sê, geliefdes, ek dink elkeen van u het hy begeerte om eendag op strate van goud te kan loop. En die Bybel praat van, dis suiwer goud. Ons gaan die riviere onder die goud kan sien, hoe dit vloei. Ek wil vir u sê, jy weet, ek het so groot horlosie aan in my sitkamer, en hy maak tik, tok, tik, tok, tik, tok, soos wat die horlosie
aftik. Die ou klokhorlosies het altyd gesê tik tok, dan slaan hy bel, so dan kom die voeltjie en tito. Ek wil vanoggend vir julle sê, geliefdes, die hemelse horlosie is besig om af te tik. Is jy reg om God te ontmoet? Is jou naam geskrywe in die boek van die lewe? Of talm jy nog? Hoe staan jou saak voor God? Nie voor my nie. Ek moet ook voor die Here staan. Ek moet ook sorg dat my saak met die Here reg is. En ek wil vanoggend vir julle sê, net u kan daai vraag beantwoord. Ek kan nie die vraag vir die antwoord nie. Ek kan nie eendag voor die Here staan en sê, Here, maar ek het nie as gemeente gehad, ek staan in vir u nie. Die woord sê, elkeen van u gaan alleen voor God moet staan. En ons gaan nie mekaar die skuld kan gee en sê, maar Here, is pastoor Alex se skuld, of is pastoor Aida se skuld nie, of is broer Eddie se skuld nie. Dis hoekom ek nie die Here kon dien nie. Ek wil vanoggend vir julle sê, elkeen van ons gaan moet rekenskap gee, die dag as die Here kom. En die hemelse horlosie is besig om te tik, tok. Die tyd nader, wanneer Jesus terugkeer. Ek wil vir julle sê, die dag as die Here kom, sal jy gereed wees. Elke horlosie het 'n boodskap. Dit is my boodskap oor my 12 syfers. U mag miskien ander skrifte, 'n ander boodskap uit jou horlosie kry. Efesië 5:16 sê, koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Die tyd loop vinnig verby. Kyk na u horlosie. Koop die tyd uit. En ek sluit af met my boodskap. Vir elkeen van ons sal daar eendag nie meer tyd wees nie. Want die Bybel sê in Hebreërs 9:27, en net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, geliefdes, waar gaan jy die ewigheid deurbring? Kyk na die horlosie en vra jouself die vraag af, hoeveel tyd het jy oor in jou lewe? Hoeveel tyd het jy oor hier op aarde? Kom ons sluit die oop. Hemel Vader, ons kom vir oggend, Here, en ons sê vir dankie, Here, vir die woord wat uitgegaan het vir oggend, Here. Here, dat die horlosie ons kan herinner, Here, aan u woord. Ja, Here, die tyd loop uit. Die tyd stap aan, Here, dit stop nie, Here. Ons kan nie die tyd stop nie. Die tyd stap, Here. Hoeveel tyd het ons oor met u op aarde? Here, is miskien môre my tyd, Here. U kan my môre kom haal, Here, want die ouderdom, daar's nie beperking aan ouderdom nie, Here. U kom vir oud en jonk, Here. Here, daar's nie 'n beperking aan kleur of ras nie, Here. U kom vir enige iemand, Here. Maar ek wil vanoggend bid dat elkeen gered kan word. Dat elkeen vanoggend by u kan uitkom, Here, en kan sê, Here, vergewe my, Here. Ek is 'n sondaar, ek het gesondig, Here. Maar Here, u genade is groot en genoeg vir my. Here, kom seën ons vanoggend. Seën die woord, Here, wat uitgegaan het. Here, dat ons dit sal uitdra na ander buite toe, Here. Here, ek wil vra, Here, dat u elkeen sal seën wat vanoggend hier is, wat geluister het, Here, na u woord. Here, wees met ons in die week wat vir ons voorlê, sodat u naam altyd verheerlik kan word, en dat die woord altyd op ons lippe en ons harte sal wees. Word verheerlik in ons midde, Here, en ons dank en ons eer u vir u grootheid. In Jesus naam, amen.